So bly om saam met jou te kuier vandag hier by Inspireer, waar ons besig is om te praat oor die tema om in konstante gesprek met God te kan wees. Ek onthou as 'n jong volgeling van Jesus, hoe ek baie keer as mense my gevra het om te bid, in my kop die gebed geformuleer het, en dan baie keer as dit my geleentheid was om te bid, het ek so gestruikel en gehakkel oor my woorde, dat ek gedink het die Here het seker nie geweet wat ek nou gesê het nie. Tot ek op 'n dag besef het, wanneer ek bid, wanneer ek met God praat, is dit net ek en hy. Die feit dat iemand anders dit kan hoor, dis eintlik maar net hulle voorreg. Maar gebed is 'n gesprek tussen my en God. Want hy is my vriend. Hy is my Vader. Hy is die een wat my en jou ook uitnooi om spreekwoordelik elke dag op sy skoot te kom sit en te beleef hoe hy ons vasdruk en hoe hy ons in ons oor fluister, ek het jou lief met 'n ewige liefde. So ek wil jou nooi om hierdie gedagte te oordink, dat kommunikasie met God, ons noem dit gebed, dat dit spontaan sal vloei, dat dit nie iets sal wees wat ons sal uitdink of uitwerk nie, maar dat ons, soos wat ons met ons vriende kommunikeer, met God sal kommunikeer. Want hy leer ons, voordat daar nog 'n woord op ons lippe is, weet hy daarvan. So God ken alles, God ken my en jou deur en deur, hy ken elke hoekie en draaikie van ons lewe. Daar's niks wat ek en jy kan wegsteek vir die Here nie. Kom ons kom in hierdie gewoonte, om net met God te kan praat, om net met ons hart met hom te kan deel, want hy is ons Pa. Hy weet presies wat ons nodig het. En hy voorsien vandag nog ver bokant wat jy kan bid of dink. Julle wat vandag kyk, wat die Here vasgryp in geloof vir 'n saak of vir sake, wil ek saam mee vertrou, dat ons Pa jou weer eens sal kom verras. Dat ons Pa weer eens sal voorsien in elke behoefte, ver bokant wat ek en jy kan bid of dink. Hy nooi ons uit om spontaan, net soos ons is, met hom te kan praat, maar ook tyd te maak om te hoor wat hy vir my en vir jou wil sê. Bless you.